31, vers 1 en vers 2. Daarna kan jy bly staan, waar ons dan die votum sal doen en saam sal bid om die seën vir die Here. Ons tree dus in ons erediens met Psalm 31, vers 1 en vers 2. Net soos 'n rots gesterk gestewig, teen storm en ongetij, is U, o Heer, vir my. Maak my tog nie beskaamd vir ewig. Bevry my oor my weder. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, van nou af tot in ewigheid. Geliefdes, kom ons bid saam om die seën van die Here. Ons Vader, wat in die hemel is, mag die genade, barmhartigheid en vrede van U, ons Vader, en die Here Jesus Christus, en die kragtige werking van die Heilige Gees, by ons almal wees. Amen. Geliefdes, kom ons bly staan so, dan loof ons die Here, met ons eerste lofpsalm deur saam te sing uit Psalm 8. Ons sing daarvan verse 1, 2 en 3. Daarna kan jy bly staan vir die aanhoor van die apostoliese geloofsbelijdenis, en daarna kan jy weer die plekke inneem en sit. Ons sing nou eers saam as lofpsalm, Psalm 8, vers 1, 2 en 3. Geliefdes, kom ons bely nou saam met al die gelowiges oor die hele wêreld, ons geloof saam. Ek glo in God, die Vader,
die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, ons lees vanmôre saam die wet van die Here uit Eksodus 20. Ons lees in die 83 vertaling vanaf vers 1 tot vers 17. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here, jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here, jou God, nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here, jou God, vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Geliefdes, kom ons antwoord op die wet van die Here deur saam te sing vers 4 van Psalm 40, die enkele vers waarna ons dan saam sal bid. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dis met dankbaarheid wat ons vanmôre voor U kom staan. Dankbaar
dat ons as gelowiges, as 'n geloofsfamilie, hier in U huis by mekaar kan kom, Here, om 'n boodskap van U af te kan kom ontvang. Vader, ons eer en loof U groote naam. Ons dank U vir al die voorsienigheid, al die liefde, al die genade, wat U so ryklik oor ons almal uitstort. En ons vra U, Here, om ook U hand te hou oor diegene in vervolgde lande, wat nie so bevoorreg soos ons is, wat nie so gemaklik by mekaar kan kom in groot getalle, om U naam te loof en te prys, om saam uit U woord uit te kan leer nie. Maar Here, ons dank U vir die eensgesindheid wat ons met hulle kan hê, die verwantskap wat ons met hulle kan hê, om een familie te wees, een onder Christus. U enige gebore seun, wat U gestuur het, om te sterf vir ons sondes. Vader, ons vra U, vergewe ons sondes. Ons sondes is baie en ons vergeet om op te let daarna. En ons kruip dikwels daar agterweg as 'n verskoning dat ons 'n sondige natuur het. Maar help ons, Here, om te kan strewe daarna, om nader na U te leef in die voorbeeld wat Christus vir ons gee, om te kan leer uit U woord, sodat U Gees ons kan versterk, sodat ons kan uitgaan en kan gaan lewe in hierdie wêreld hier buite. Vader, ons vra U, gaan ook saam met ons elkeen, maak ons verstand te suiwer, ons ore oop en ons harte ontvanklik, dat ons 'n boodskap kan ontvang wat U vir ons bring vanmôre, dat ons dit werklik ter harte kan neem en kan uitleef in hierdie wêreld. Here, ons vra al hierdie dinge, nie omdat ons dit verdien nie, maar enkel alleen, dat ons dit uit genade mag ontvang, in naam van ons Koning en ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons boodskap vanmôre is 'n preek van professor Henk Stoker van die Teologiese Skool in Potchefstroom. Die skrifgedeelte is uit Romeine 12, waar ek enkele verse sal lees en verwys soos wat ons aanbeweeg. Ons sal ook tydens die preek enkele verwysings hê na gedeeltes in Johannes 17, ook in Johannes 3 en enkele ander gedeeltes. Die tema van hierdie preek is die nuwe lewe in Christus. Die vertalers van die 1983 vertaling gee ook hierdie opskrif dan vir hierdie gedeelte. Nou die Heidelbergse Katekismus volg die indeling van die Romeinebrief. Die Romeinebrief wat begin met ons sonde en ons ellende, en die tweede deel wat dan handel oor ons verlossing in Christus, en dan laaste hierdie gedeelte vanaf Romeine 12, wat handel oor ons dankbaarheidslewe. Ek lees vir ons voor Romeine 12 vanaf vers 1 tot 3. En nou, doen ek 'n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Dan handel die volgende verse oor die gawes wat die Here vir ons gee, wat ons kan gebruik saam in hierdie gemeenskap van ons. Dan lees ek verder van vers 9 af tot en met vers 16. Riglyne vir 'n Christelike lewe. Die liefde moet opreg wees. Verafskiet wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig, dien die Here, verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers. Ja, seën hulle. Moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar.
Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eiewys wees nie. Dan handel die volgende verse oor hoe ons dinge moet hanteer tydens 'n krisis en wanneer ons self vervolg word. En dan eindig die skrywer met vers 21 met die woorde: moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Ek herhaal vir ons die fokusverse, dit is vers 15 en die eerste gedeelte van vers 16. Wees bly saam met die wat bly is, en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. En geliefdes, as 'n mens gaan kyk na die oorspronklike taal, die Grieks waarin hierdie geskryf is, dan sien 'n mens hierdie eensgesind, dit is 'n een in denke met mekaar. Maar dit dui nie net op 'n gedagte nie, dit dui op 'n saam wees, 'n een wees. Die Afrikaanse vertaal dit is baie mooi met hierdie woord eensgesindheid. Om dieselfde gesindheid en strewes as jou medegelowiges te hê. Ons het self nie lank terug nie op 'n Vrydag aand dit ervaar hier so in die gemeente waar ons 'n lekker braai gehad het, lekker kos gehad het. Ons was gesellig geweest, die samesyn geweest. Ons het by mekaar gekom as gelowiges, maar meer as gelowiges ook as vriende en saam gekuier. Ons kan sê as 'n geloofsfamilie. Maar ook om te kom leer by die Here, wat die Here vir ons wil leer. Dit is hierdie eensgesindheid waarvan ons nou net gelees het in hierdie gedeelte. Ons sien op die nuus die afgelope tyd vreeslik baie van ons medegelowiges in ander lande wat vervolg word. Ons hoor hoe hulle in die Midde-Ooste ander Christene vermoor, hoe mense uit lande uitvlug na ander lande toe. En ons harte gaan uit na hulle toe. Ons gebede gaan uit na hulle toe. En ons besef dat die Here eintlik iets wonderliks vir ons gegee het. Hy het vir ons oor die hele wêreld een groot familie gegee. En dan weet ons dat die Here Jesus vir ons in Johannes 17 intree in gebed. Nog voor sy kruisiging en sy opstanding, daar tree hy vir ons voor sy Vader in. Daar lees ons dat hy ter wille van ons bid. Johannes 17 vers 9 en vers 10 lees: Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat U my gegee het, omdat hulle aan U behoort. Almal wat aan my behoort, behoort aan U, en wie aan U behoort, behoort aan my. En ek word deur hulle verheerlik. Dan is die vraag wat ons hierso vra, waarvoor bid Christus dan hier vir ons? Wat is so belangrik hierdie oomblikke voor sy kruisdood, dat hy hier voor sy Vader vir ons intree? En dit kan 'n paar dinge wees. Hy kan bid dat ons geloof behoue bly, veral tydens sulke vervolging, dat ons kan vashou in ons geloof. Hy kan dalk bid vir ons onderlinge liefde. Hy kan dalk bid vir ons verdeursettingsvermoë. Maar dan lees ons in die volgende vers, in vers 11. Ek bly nie langer in die wêreld nie, maar hulle bly nog in die wêreld. Ek kom na U toe. Heilige Vader, bewaar hulle in U naam, die naam wat U my gegee het, sodat hulle, net soos ons, een kan wees. Dit is waarvoor die Here dan bid, dat ons een kan wees, net soos wat God en Christus een is. God is liefde. En wat is liefde? Liefde is gee. Ons lees dit in Johannes 3, vers 16. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En as God liefde is, en daar was 'n ewigheid gewees, sonder enige skepsels, hoe sou liefde dan gewerk het? Ons weet dus, dat daardie liefde volmaak gewerk het, binne in die drie eenheid. Hulle is een, en dit is wat die Here Jesus daar bid. Dat hierdie liefde en hierdie eenheid, wat daar in die drie eenheid is, dat daardie selfde liefde en eenheid
ook by hulle sal wees wat aan hom behoort. Hierdie selfde eenheid, dat hulle dit ook kan ervaar. En wat 'n wonderdaad is dit nie as ons daaraan dink nie. Hoe kosbaar is dit nie vir ons om te mag weet dat ons een mag wees nie. Een met God en Christus en een met mekaar. Maar ongelukkig weet ons ook, gelowiges kan ook vernietigend wees teenoor mekaar. Ons weet daar is soveel dinge wat dit teweeg kan bring. Een ou woordjie, verkeerde woordjie wat gesê word, een klein sinnetjie. Jakobus 3 sê, die tong kan 'n hele vuur aansteek. Ons weet, 'n leer wat teen mekaar veg, word maklik deur sy vyand oorwin. Eenheid word deur stryery en bekleiery heeltemal vernietig. Daarom sê die Here, geseënd is die vredemakers, want eendrag maak mag. Dit motiveer, dit laat ons as 'n span saamwerk, en dit is uiteindelik om werklik te besef wat dit is om aan die Here te behoort. Want wanneer ons een met hom is, dan vloei sy liefde deur. Dan kyk ons heeltemal anders na die mense wat rondom ons is en die mense wat saam met ons is. Dan sien ons hulle medegelowiges, een in stryd, in verskillende plekke. Party dalk in lande waar daar vervolging is, ander in lande waar daar vrede is. Maar telkens is daar aanvegtinge of versoekings. Telkens is daar geleenthede. En dan is dit vir ons wonderlik om die eenheid wat ons het met hulle te kan ervaar. So, om dit te doen wat hier staan, om uit dankbaarheid vir die Here oor sy groot ontferming, soos vers 1 van hoofstuk 12 vir ons sê, om werklik dit te kan doen, sê die Here vir ons, maar wees bly saam met die wat bly is. En treur saam met die wat treur. Dit beteken, wees deel van dit, gee werklik om. En omgee is in die Bybel een van die maniere waarop ons liefde teenoor mekaar toon. Stap saam met mekaar 'n pad. Dit vra dat ons onder leiding van die Heilige Gees sal uitkom by hierdie 3 dinge wat hier in vers 16 staan. Eensgesindheid. En hiermee saam gaan nederigheid. En dit trek outomaties 'n streep deur eie wysheid. Kom ons kyk eerstens dan na eensgesindheid. Juis van die fokus handel oor Christene wat verstandig bly as hulle te nagekom word, as hulle vervolg word. Ons het in vers 14 gelees, seën julle vervolgers. Ja, seën hulle. Moet hulle nie vervloek nie. Juis wanneer hy daaroor handel, dan gaan hy eers terug na die gelowiges toe en hy gaan eers binne die eenheid. Hoe kan ek dit hanteer wanneer ek onder druk kom? Wie is dan saam met my daar? En dan sien ons dit, so kosbaar by die Here Jesus in die tuin van Getsemane. Toe hy onder daardie aanvegtinge is, bid hy, Vader, neem hierdie beker van my af weg. Nogtans nie my wil nie, maar u wil. Dat hy vir sy disippels daar sê, bid saam met my, worstel saam met my, tree saam met my in. Dit is al wat hy daar vir sy disippels vra. Wees saam met my in hierdie geweldige worsteling wat ek deurgaan. Ons hemelse Vader deel ons vreugde en ons swaar kry. Ons lees dit op verskeie plekke in die Bybel, dat God medelee het met ons en God ook vreugde het in die dinge wat gebeur. Ons lees van vreugde in die hemel wanneer iemand tot bekering kom. En ons hemelse Vader wil hê dat ons dit ook sal doen. Dat ons in mekaar se vreugdes, maar ook in mekaar se swaar sal deel. Daartoe gee hy vir ons sy Heilige Gees, juis om ons perspektief te verander. En daarom begin hierdie hoofstuk deur te sê, besef die groot ontferming. Besef die radikale verskil wat God in ons lewe teweeggebring het. Wat dit is om 'n nuwe mens te wees. En juis dit trek mense aan. Juis dit wat hulle sien wanneer mense in geloof vir mekaar daar is
en wanneer hulle in geloof saam staan en mekaar ondersteun wanneer hulle dit nodig het. Ons sou elkeen al in ons leeftyd, in ons geleedere dit gesien het en dit ervaar het, hoe mense daar is vir mekaar, hoe hulle mekaar ondersteun. Almal van ons het dit nodig. Selfs die sterkes kom in 'n krisis en het hulle medegelowiges nodig. Selfs ons Here Jesus het in Getsemane gevra, bid saam met my, worstel saam met my. En as mens gaan kyk na die dwaalgroepe wat daar bestaan, dan wys die navorsing vir ons dat tussen 90 en 95% van die mense wat by hierdie dwaalgroepe betrokke raak, dit doen as gevolg van emosionele redes. Dit gaan oor die omgee, oor die liefde wat hulle daar ervaar, teenoor dit wat hulle op ander plekke ervaar. Geliefdes, om eensgesind te wees, om eensdenkend te wees, beteken nie om eenders te wees nie. Ons is nie 'n kultus wat mense afrig om presies op sekere maniere op te tree, om sekere vrae presies op sekere maniere te antwoord nie. Ons sit nie met 'n boek met duisende reëls wat sê, as dit gebeur moet jy so optree, as hierdie vraag gevra word moet jy so antwoord nie. Nee, ons verander nie mense nie. Ons maak nie iemand wat 'n introvert is, 'n ekstrovert en stuur hom uit om te gaan bedien wat vir moeilik is nie. En ook nie die teendeel daarvan nie. Om een te wees, beteken om saam besig te wees met dit wat God ons vra. Saamdenkend, saamdienend. Die Here maak juis verskillende mense met verskillende gawes deel van sy huisgesin. En dit is goed dat ons nie almal goed is met alles nie. Want juis dan wanneer ons gebreke het, kan ons mekaar ondersteun, ons kan mekaar aanvul. Dink, wat is liefde? Iemand wat vir iemand anders sê, ek het jou so lief, ek wil. Liefde is 'n verskil maak. Liefde is aanvul. Liefde is juis om daar by te staan waar die ander een dit nodig het. En daarom is dit so wonderlik dat die Here ons so gemaak het, dat ons mekaar kan aanvul. En dit is hoekom hy so verskeidenheid van gawes gegee het, wat ook hier in Romeine 12 genoem word. Juist sodat ons mekaar kan aanvul. Want verskillende persoonlikhede, verskillende mense, verskillende gawes, is juist aanvullend teenoor mekaar. Dit is wat vervulling bring. Wanneer ons volgens ons gawes besig is, ons plek gevind het, en ons plekkie vol staan, dan kan daar eenheid wees. Dan is ons een. Dan kan ons eensgesind 'n impak maak. Eensgesindheid laat gelowiges wegkyk van hulle self. Laat hulle kyk na God se doel. Selfgesind, selfgerig, dit breek eensgesindheid. Dit wil hê, my doel moet na vore kom. En dit is juis hoekom daar dwaalgroepe is, en dit is juis hoekom die dwaalgroepe so groei. Want wat gebeur as iemand na 'n dwaalgroep toe gaan, of by 'n dwaalgroep aansluit? Daar's eensgesindheid. En eintlik self is daar 'n eendersheid. Daar's 'n spesifieke doel wat bereik moet word. En almal moet alles los waarmee hulle besig is, sodat daai spesifieke doel of saak bereik kan word en afgehandel kan word. Dit waarvoor hierdie groep staan. Maar soos wat die mens is dit wat vir die mens sin gee. Dit is wat vir die mens betekenis gee. Mense dink baie keer, hulle sal gelukkig wees as hulle dinge vir hulle self doen. Maar die grootste vreugde en geluk lê juis daarin, wanneer ons vir ander 'n verskil kan maak. En dit is daardie selfde gesindheid wat in ons Here Jesus is, wat dan ook ons lewe volmaak. Om in mekaar se vreugdes te deel, is baie keer moeiliker as om in mekaar se hartseer te deel. Dit is dalk makliker as jy sien iemand is hartseer of iemand kry swaar om uit te reik na hulle toe om te troos en by te staan. Maar tog is dit so belangrik om in mekaar se vreugdes te deel, dat dit heel eerste hier in vers 15 genoem word. En ons weet ook,
dat hierdie Romeinebrief geskryf was aan 'n gemeente wat reeds vervolging deurgegaan het en wat nog meer vervolging sou deurgaan. Mense wat saam gestry het en mense wat nog hard saam sou werk. Maar as ons saam stry en saam hard werk, dan lag ons ook saam. Ons geniet mekaar. Ons is regtig bly as iets wonderliks gebeur het. En dit is wat dit maklik maak. Wanneer ons saam besig is om 'n verskil te maak, wat die Here wil hê ons moet maak. En daarom is dit juis belangrik om te deel in die positiewe dinge wat in mekaar se lewens gebeur. Want so kan liefde en omgee en deernis sommer 'n muur na vore kom. En so word ons versterk. Dit is mos positiewe dinge wat vir ons energie gee om aan te gaan in die lewe, om voort te gaan om te doen wat die Here ons vra om te doen. Wanneer ons in 'n span is en as 'n span saamwerk en mekaar ondersteun, dan kan die gawes wat die Here ons gegee het soveel duideliker na vore kom. Dan kan die geleenthede wat hy ons gee soveel duideliker en makliker gebruik word. 'n Positiewe benadering motiveer. En net so weet ons ook dat wanneer iemand iets afbreekends sê, dit moeilik is om voort te gaan. Daarom sê die Here, lag saam met mekaar, wees positief met mekaar, deel in mekaar se vreugde. En geliefdes, as dit gebeur dat ons so saam lag, saam met mekaar lag en saam met mekaar huil, dan gebeur daar iets wat baie kosbaar is. Ons voel nie meer bedreig deur mekaar nie, want ons voel saam. Ons is saam besig, saam opgewonde. Ons is verborge by mekaar. Ons is dankbaar oor mekaar. Ons geniet mekaar. Om eensgesind te wees beteken om dieselfde doel te hê. En ons sien dit ook baie duidelik as ons in hierdie verse besig is en hoe dit verder in die Romeinebrief dan uitgebou word. En ons weet, as 'n span, byvoorbeeld 'n rugbyspan, besig is, dan het hulle een doel. Hulle doel is om die oorwinning te behaal. Elke speler in daai span het sy unieke werk wat hy moet doen. Hy het sy unieke taak en sy unieke talent. Maar hy stry nie 'n individuele stryd nie, want as hy dit doen, gaan die span nie by sy doel uitkom nie. Elke speler vul mekaar aan en speel ten opsigte van die span se doel om by die oorwinning te kan uitkom. En dit is juis waar dit hier gaan. In enige saak, in 'n huwelikskrisis, in 'n familievreugde, wanneer ons met ons werk besig is, wanneer ons met studies besig is, laat ons by mekaar betrokke wees, lag met mekaar, huil met mekaar, en so vind ons hierdie kosbaarheid waarvoor die Here bid in Johannes 17. Dat hulle kan een wees, dat ons kan een wees met mekaar, soos wat God en Christus een is met mekaar. Daar is nog 2 dinge wat belangrik is verder rondom eensgesindheid. En dit is nederigheid en om nie eiewys te wees nie. Laat ons maar eerlik wees met onsself, geliefdes. Dit is nie net teëspoed en seer kry wat mense laat perspektief verloor in die lewe nie. Dit is nie net kwaad en bitterheid wat jou wegtrek van die pad wat die Here jou op wil laat gaan nie. Voorspoed het ook 'n manier om ons juis fokus te laat verloor. Om te maak dat ons dinge nie meer op die regte manier doen nie. Om te maak dat ons perspektief verloor en nie meer reg kan sien nie. Ek voel ek kan self, ek kom nou reg met hierdie goeders, ek kan dit op my eie doen. Ek het nie eintlik ander mense meer nodig nie. Daarom het ons 'n uitdrukking wat sê, die goeie wat iemand te beurt geval het na sy kop toe gegaan. Ons posisie, die genade van die posisie waarin ons self vind, kan ons wegvat uit 'n span. Dit kan ons wegvat van die taak en die roeping waartoe God ons roep, op elke gebied. Of, dit kan ons juis laat fokus. Ek besef, dit is net genade, dat ek hierdie gawes het, dat ek hierdie geleenthede het, dat ek in hierdie posisie gestel is. Nou kan ek 'n groter verskil maak. Wees saam met my bly, werk saam met my,
sodat ons 'n groter impak kan maak. Dit is wat die Here ons vra. Dit is die kosbaarheid. Want hoogmoed maak dat ek nie meer diensbaar is nie, maar ek wil gedien word. Die kwaad begin my oorwin, want hoogmoed is afgoderry. Ek verafgod iets by myself, iets kleinliks, of geld, of 'n ewe skielike posisie wat ek gekry het, my belangrikheid, of my mag wat ek gekry het, wat ook al dit kan wees. En dit breek eenheid. Dit veroorsaak afstand tussen gelowiges. Dit maak juis dat ons nie saam 'n verskil kan maak nie. En daarom is dit so kosbaar vir ons om self te kan sien hoe mense op verskillende vlakke kan saamwerk. Hoe hulle kan los waarmee hulle besig is en insamelings doen, matrasse insamel of blikkies kos insamel vir mense, of enigiets waarmee mense saam besig is om 'n verskil saam te maak. Niks is te belangrik vir my nie. 'n Gesindheid van nederigheid. Maar geliefdes, 'n gesindheid van nederigheid maak ons nie pateties nie. Dit beteken nie, ek val nou maar net in by wat gebeur, en dan val ek naderhand in by verkeerde dinge nie. Maar dit laat ons juis so optree, dat ons werklik diensbaar is. Dat ons kan voete was wanneer dit nodig is. Of wat ons hoor, hoe die Here aan die kruis bid, terwyl hulle hom uitlag, Vader, vergewe hulle. Nederigheid is iets wat oorwinnend is, want jy oorwin deur die gees, die selfsug en die eie belang, en jy kom werklik by daardie punt uit, wat die Here jou voorgemaak het. En dit laat jou so optree, dat mense vrymoedigheid het om met jou te praat, dat jy werklik langs hulle kan staan, saamwerk en oorwin. En saam kan kyk, wat die Here in hulle spesifieke omstandighede van hulle verwag. Die Here Jesus het dit gedoen. Filippense sê vir ons, hy het sy heerlikheid ingeperk om mens te kan word. Jesaja sê vir ons, hy het geen gestalte gehad van heerlikheid of aansien nie. Johannes vertel vir ons, hoe hy telke male moeite gedoen het, hoe hy naby die vrou by die put gaan sit het, en met haar praat. Nie aanstellerig nie, nie hierdie groot profeet of hierdie belangrike mens nie. Hy gaan sit by haar. Waar ons ook verder lees, hoe die Here telke male dinge gedoen het. Selfs op die Sabbatdag het hy dinge gedoen, al was dit ten koste van homself gewees. Al het dit 'n gaping oopgemaak vir ander mense om hom te kon aanval. Maar terwille daarvan, om werklik daar te wees vir ander. Ons het net nou gesê, eenheid en eensgesindheid beteken nie eendersheid nie. Ons is verskillende mense. Ons het verskillende gawes, en dit word baie mooi in hierdie Romeine brief beskryf, veral hier in Romeine 12, dit word daar vir ons verduidelik. Maar ons neem almal deel aan dit wat die Here ons roep om te doen. Elkeen het sy eie werk, maar ons het dieselfde doel voor oë, om te wen, om te oorwin. En ons weet, Christus het die oorwinning behaal. Ons is reeds aan die wenkant. Maar nou is dit vir ons om hierdie impak ook verder te kan maak, aanvullend tot mekaar. Ons hoor baie keer dat mense sal sê, maar hoe kan 2 predikante dan saam in een gemeente werk? En dan is daar 'n staaltjie wat lei, dat 2 predikante kan in gemeente net saamwerk, soos 2 bediendes in 'n kombuis saamwerk. Hulle moet saamwerk. Nederig. Saamwerk, saam dien. Nederigheid maak dat ons eensgesind kan wees. Dit beteken om bereid te wees om jou hande vuil te maak, om iemand te gaan haal waar die persoon is. Selfs al sê daai persoon sekere tye vir jou dinge wat nie vir jou lekker is om te hoor nie, dinge wat jou seer maak. Om te doen, om uit te help. Dit is soos 'n sportspan. Elkeen het sy eie taak, maar ons werk saam. Ons voer die terugslag saam, maar as ons deurdring, dan is ons saam opgewonde. Ons huil saam met die vervolgde kerk, maar ons lag saam wanneer ons hoor dat daar nog mense is wat tot geloof gekom het. En dit bring ons by ons laaste punt.
om nie eiewys te wees nie. As gelowiges kan ons nie eiewys wees nie. Want as die Heilige Gees ons lewens omdraai, dan wil ons mos die wysheid by die Here gaan soek. Dan wil ek nie dink, ek is ooit verkeerd nie. Om eiewys te wees, beteken om jou eie doelwit na te jaag. En dit gebeur so maklik met ons. Ek begin nader aan dink, my doelwit is God se doelwit. En ek sal selfs bid en God vra om my daarby uit te bring. Maar 'n wyse mens is bereid om te leer, om te verstaan hoe iets werk, die diepere doel van 'n saak raak te sien. Eiewyse mense gee voor, hulle dink hulle weet alles, en daarom kan hulle teregwysing nie aanvaar nie. En is dit moeilik vir hulle om ook te vergewe. Eiewys maak dat ons nie langs mekaar kan staan nie, saam iets kan deurdink nie, saam kan dink, een kan dink en eensgesind kan wees nie. Die Here wil hê ons moet saam dink. Hy wil hê ons moet saam bid en saam worstel. Van die begin af was dit deel van sy kerk. En op grond van wat hy in sy woord leer, moet ons daar verbuig. Soos wat ons net nou in die sang gehoor het, om werklik te hoor wat God in sy woord sê. Eiewys gee vir die kwaad 'n geleentheid om te oorwin. Dit eis beheer op, dit breek eenheid, dit soek die fout by ander, en dit is baie hartseer. Wysheid is wonderlik, gedra deur die liefde, om regtig deur insig te soek en te werk na wat ons moet. Jakobus sê, as iemand wysheid kort kom, laat hy bid daarvoor. Gaan soek by die Here, wat moet ek doen? Hoe moet ek hierdie saak hanteer? As ons moeite doen om goed en sleg met mekaar te deel, soos God vir ons sê, ons moet doen hier in vers 15, dan kan ons mekaar aanspoor. Ons kan self mekaar teregwys, maar dan word dit vanuit die regte gesindheid teenoor mekaar gedoen. Maar dit is dan belangrik om te onthou, selfs Paulus skryf sy briewe, selfs aan gemeentes, waaroor hy eintlik moes moedeloos gewees het. Soos die Korintiese gemeente, maar hy begin altyd sy briewe met 'n positiewe trant. Hy begin altyd by hoe hy God dank vir hulle. En wat 'n wonderlike benadering is dit, om vanuit 'n positiewe punt te vertrek, want dan wys dit eensgesindheid. Dit wys liefde, dit wys raak sien, dit wys omgee, en om dan te kom by dit wat aangespreek moet word. So 'n mens vlieg nie in dadelik met die hoofsaak en jy val aan op alles wat verkeerd gedoen moet word nie. Jy begin met die eensgesindheid, met die positiewe benadering, met liefde en omgee en raak sien, en dan kom jy by wat aangespreek moet word. Geliefdes, as ons dit maar sal doen in ons verhoudinge, in ons huwelike, as ons dit maar kan doen waar ons saam is as gelowiges, as ons dit ook maar sal doen daar waar ons saam met ongelowiges is, want as dit ons gesindheid is, kan ons vergewe, en kan ons ook vergifnis vra. Weet jy, eintlik is vergifnis 'n vreeslike waagstuk. Om te kan vergewe, om te kan afskryf, kan ek net doen as ek werklik daardie sekerheid in die Here het van sy vergifnis vir my. So kan die goeie telkens die kwaad oorwin, soos wat ons in vers 21 lees. So kan ons werklik ons God en Verlosser eer. Nie om iets te bereik nie, want eensgesindheid kan net wees wanneer dit nie om myself gaan nie, maar wanneer ek God se liefde ervaar, wanneer ek dit ervaar waarvoor die Here Jesus gebid het, dat hulle een sal wees, net soos ons een is, dat ons as gelowiges een mag wees, soos wat God en Christus een is. Dan word ons lewe vol, dan kom ons by die punt waar ons sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Amen. Kom ons bid saam.
Ons liefdevolle Hemelse Vader, ons dank U vir U boodskap, vir 'n wonderlike herinnering van hoe duidelik en hoe maklik dit is om een te kan wees. Dat Christus reeds die stryd vir ons gewen het, vir ons ingetree het voor U en gebid en gevra het, dat ons so bevoorreg mag wees om een te wees met U, met Hom, met mekaar. Vader, ons dank U vir wonderlike gawes wat ons in gemeentes het. Ons weet ons is almal individue wat op verskillende terreine kennis en vermoëns het. Maar dit is so wonderlik dat U ons juis so geskape het, sodat ons mekaar kan aanvul, sodat ons mekaar kan help en kan omgee en kan lief hê. Here, ons vra U om U Gees kragtig in ons te laat werk, sodat ons hierdie boodskap kan aanneem, laat dit kan groei soos 'n saadjie in ons hart, dat ons dit kan verstaan en op U kan vertrou en werklik so kan begin lewe, want dit is slegs U alleen, Here, wat groei kan bring in ons as gelowiges, wat groei kan bring in 'n gemeente, wat groei kan bring in ons besef, dat ons saam hier is, dat ons 'n gesin is, dat ons almal U kinders is en kan deel met mekaar, dat ons kan deel in mekaar se vreugde, en ook kan deel in mekaar se hartseer, en dat ons dit in blydskap saam kan doen, Here. Vader, ons vra U, gaan saam met ons waar ons uitgaan vandag, gaan saam met ons deur 'n week in 'n feestyd waar die wêreld ander idees het van wat Kersfees is. Vader, laat U naam bo alles uitstyg, laat U naam geëer word, laat ons in woord en die boodskap kan uitdra, dat dit gaan oor Christus, wat gekom het, homself verneder het, om 'n mens te word, gekruisig is, gesterf het, maar opgestaan het, opgevaar het na U, sit aan U regterhand en regeer oor ons, sodat ons vryspraak van ons sondes kan kry. Here, baie dankie vir hierdie wonderlike nuus. Vader, ons vra U om ons sondes te vergewe en saam met ons te gaan om nader aan U te lewe en om ons weer veilig byeen te bring, sodat ons weer U woord kan kom hoor in U huis. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus, ons koning, ons Messias, ons verlosser. Amen. Ons sal nou geleentheid gee vir die dankoffers om opgeneem te word, waarna ons dan sal afsluit met ons slotpsalm, Psalm 8, verse 4, 5, 6 en 7.
Kom ons bid saam om die seën van die Here. Ons Vader wat in die hemel is, mag die genade van ons Here Jesus Christus en u liefde en die gemeenskap van die Heilige Gees by ons almal wees.